Gemeente, soos elke ander woensdag groet ek vir julle ouens. Sê vir julle baie hartlike goeienaand by ons aanlyn uitsending. En oudergewoonte sê ek vir jou baie dankie dat jy vanaand ook hierdie verbintenis maak. Ek besef elke keer as ek so besig raak met die Bybelstudie en ek groet vir julle, dan wil ek onthou dat wat ons doen vanaand 'n goeie gebruik en 'n goeie gewoonte is, maar ek besef dit kom in alle waarskynlikhede, 'n waarskynlikheid vir sommige van julle ook teen 'n mate van 'n koste. Bedoelende, 'n mens se leefstyl is nou maar eenmal so dat daar vanaand dalk ook ander dinge is wat geregmatige prioriteite is wat jou tyd vra. Dit vra ook jou aandag. En hier is jy vanaand. So jy dalk iewers iets op sy geskuif om vanaand hier te kan wees. En jy doen dit elke woensdag aand en ek begeer en ek bedoel dit dat ons tyd so vir jou regtig altyd van waarde sal wees, dat dit vir julle sal stig en vir julle sal opbou, ook in ons geloof, en dat ons na gelang van ons verstaan van die Bybel sal groei, nie net in kennis nie, maar ook in ons gelykvormigheid aan die beeld van die Here Jesus. Nou, ek gaan vanaand wat 'n lewendige uitsending betref nie saam met julle wees nie. So hierdie is nou effens vroeër wat ek opneem en dit vir julle plaas vanaand. So ek het net persoonlike verpligtinge waarby ek vanaand wil wees, nie net moet wees nie, maar graag wil wees wat my kinders betref, en ek vertrou op julle begrip ook in hierdie spesifieke verband, maar ek wou julle nie in die duister laat of wees laat nie. So ek gaan hierdie plaas en opneem en op YouTube sit en die skakel deel, en julle kan soos altyd op julle tyd vanaand inskakel en kyk. Ons kom by groot onderwerp eintlik vanaand, en ek gaan net inleidend met julle praat oor waarheen ons op pad is. Ons het hierdie oorkoepelende reeks wat ons nou waarheid getitel het of genoem het, die sambreel waaronder ons praat, hierdie oorhoofse sambreel waarheid, en ons het 'n hele klompie teologiese waarhede eintlik pastoraal aangespreek. Ons het nooit probeer om akademies te wees nie, ons het nie probeer om kompleks te wees nie, ons het nie probeer om al die argumente of die teenargumente aan te spreek nie, ons het meer hartsgewys gepraat oor belangrike Bybelse waarhede. Vir weke en maande aaneen doen ons dit, en ons gaan nou aan, maar ons sou amper vanaand 'n subkategorie kon skep as ons gaan begin om net te praat en oorkoepelend te praat oor, ek sou nie weet nie, eindtyd dinge is dalk 'n manier om jou belangstelling te prikkel. Daar was mos nou maar baie vrae ook deur die loop van die weke, 'n bietjie met verwysing na eindtyd gebeurlikhede, ook in die Bybel, skrifgedeeltes wat ons dalk aangevat het, wat jou in hierdie opsig laat wonder het. En ek wil tog probeer om net in eenvoud vir die volgende paar weke aan kwessies aandag te gee, wat dan nou maar te doen het met die eindtyd. Ek doen dit versigtig, ek weet nou al, van julle gaan met my verskil, ek hoop julle kan dit in liefde doen, ek hoop nie dat ons in enige opsig verhoudinggewys skade gaan berokken, of skade gaan maak, in terme van my eie oortuigings nie. Ek gaan soos altyd probeer om wat ek sê te staaf, maar die bedoeling hier ook is nie om 'n argument te wen nie. Die bedoeling met wat ek hier doen, is nie eintlik om te probeer om mense in 'n sekere opsig te oortuig nie. Ek gaan net nou iets sê en ek wil dit dalk net effens aanraak nou. Die bedoeling hier is ook om jou met verwysing na jou verhouding en jou geloof, jou verhouding met die Here, jou geloof in hom, om jou ook in daai opsig te help en jou te stig. Ons voer nie hier debatte in die opsig dat ons punte kry en dan nou bepaal wie die suksesvolste is in hulle aanbiedinge nie. Ook wanneer ons praat oor onderwerpe wat te doen het met die wederkoms van Jesus en dit wat daarmee gepaard gaan, die volëinding van die wêreld en die laaste oordeele van die Here en gebeurlikhede rondom dit, dan doen ons dit met 'n begeerigheid na God. Nie om net beter te verstaan of om beter te weet, niks van daai dinge as dit kom by ons geloof, of enige van die dinge wat ons doen as dit kom by ons geloof, doen ons net terwille van kennis nie. Het gaan oor God, en het gaan oor ons godsbeskouing,
en ons wil ook verdiep in ons begrip van die Here en in verwondering voor hom staan as ons kyk na onderwerpe wat dan nou te maak het met die volëinding van tyd. Ek gaan nie baie tyd aan dit spandeer nie. Dit gaan seker 'n week of 2 of 3 wees. Ek's nie 100% seker nie. Ek gaan probeer om tog omvattend te wees sonder om nou puntenerig vas te val by sekere dinge. Nou, ek het gesê vanaand is net 'n inleidende studie en jy gaan dalk nou agterkom vanaand. Ons gaan net so 'n bietjie begin om die grondwerke te doen vir dit wat nou gaan kom in die weke wat volg. Jy kan dalk as jy sou wou net vir my jou Bybel oopmaak by Openbaring hoofstuk 1 en ek wil vir jou iets lees vanaand wat ek as 'n grondslag wil gee of lê vir elke ander gesprek wat ons in die volgende paar weke gaan hê. Dis Openbaring 1 vers 4 tot 8. Ek wil hier by die 8ste vers stil staan by 'n uitspraak wat Jesus maak ten opsigte van sy eie identiteit. Ek wil dit in jou hart plaas. Ek wil hê dit moet broei in die diepste dele van jou menswees. Ek wil hê jy moet gaan dink oor wat hier staan en aan die einde van die studie dan gaan ek terugkom na hierdie uitspraak toe en vir jou sê hoekom ek dit gelees het en hoekom ek glo dat hierdie ook eintlik 'n bepalende rigtinggewende uitspraak is vir hoe ons ook ons onderwerpe as dit kom by hierdie eindtyd dinge gaan benader. Maar dink ons bid net saam. Kan nou nie vir julle by die naam groet soos altyd nie. Kan eintlik hier in my verbeelding sien hoe julle inskakel en daar aan die regterkant van die kanaal sien ek die name en julle bekende manier van hallo sê en goeienaand sê en dankie sê. So ek is bewus, ek het 'n goeie idee wie vanaand gaan luister, maar kan nou nie vir julle soos altyd by die naam groet nie, maar as jy nou saam is vanaand, maak jou oë toe en dan bid jy saam met my en dan hanteer ons net vir 'n oomblik hierdie inleidende studie tot dit wat later gaan kom. Hemelse Vader, dankie dat ons ook dan nou hierdie geleentheid en hierdie voorreg het om onsself in die lig van ook hierdie onderwerp aan U af te staan, om ons aan U te wy. Ons bid Here dat U genade ook vir ons in hierdie opsig genoeg sal wees en dat U regtig, waarlik, intens deeglik ons sal deurgrond en ons ook sal aanspreek en ons in meer as net belangstelling sal prikkel as ons praat oor dinge soos dit waaroor ons gaan praat. Dat ons juis vanuit ons God en Christus gesentreerde begeerigheid sal benader wat ons doen. Dat ons Here, soos ek nou gesê het, mag ek dit ook vir U sê, nie sal verval in die tegniese en in die akademiese met die bedoeling om dan nou eintlik myself te handhaaf en 'n sekere posisie te verdedig nie. Mag daar vir ons genade wees om uit ons godsverhoudingsperspektief met die verheerliking van Jesus as die kol op die teiken, mag ons meer vanuit daardie invalshoek ook luister na dit wat ons doen vanaand en volgende week en ook in die weke wat kom, sodat Jesus ook meer sal word en ons inderdaad minder. So sterk ons in hierdie verband en wees vir ons goed en werk deur die Heilige Gees ook in ons geleedere. En so vra ons, bid ons soos altyd in Jesus naam, ook vanaand. Amen. Goed. Vertrou alles gaan in orde wees aan julle kant en wil vir julle lees Openbaring 1 daarvan af vers 4. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat was, wat is en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood, die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag, nou tot in alle ewigheid. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het in al die geslagte van die aarde, sal oor hom rou bedryf. Amen. Dis waar, dis vas, dis seker. Hier's God se getuienis, sy openbaring aan Johannes ten opsigte van Jesus Christus, sy persoon en sy werke. Hy is die getroue getuie. Hy is die eerstgeborene vanuit die dood, die owerste van die konings van die aarde, die hoogste gesag, die algehele autoriteit, die een wat ons liefgehad het, vers 6,
en ons gekoop het vir homself, ons gemaak het priesters, en ons bestem het of bedoel het vir die eer en vir die lof en vir die heerlikheid van die Vader, en dit met die oog op die ewigheid, vers 6, en dan die verwysing na die einde. Hy kom in die wolke, hy gaan gesien word, ook hom of hulle wat hom deursteek het, die geslagte van die aarde gaan oor hom rou bedryf. Amen, dis waar, is vas. En dan hierdie 8ste vers. Dis eintlik maar waarby ek wil uitkom. Graag jou aandag net op het vestig. Is Jesus in terme van homself, ek is die Alfa, ek is die Omega. En dan hierdie uitspraak, ek is die begin en ek is die einde, sê die Here wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Nou, net vir 'n oomblik, later verstaan jy meer, maar die bekragtiging hier van Jesus in vers 8, ek is die Alfa, ek is die Omega, en ek is die begin, en dan hierdie uitspraak, ek is die einde, of andersins gestel, ek is die eerste, en dan ek is die laaste. Daar's baie ek is uitsprake in die Nuwe Testament. Jesus maak dit gereeld, verklaar homself, baie voorbeelde, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, en ek is die brood, en ek is die wynstok, en ek is die deur, onderskeie uitsprake, ons verstaan hulle, gee aan hulle aandag, en hierdie een verwaarloos ons in 'n opsig. Ons praat vanaand en in die weke wat kom, oor die laaste dinge. Ons praat oor die eindtye, en ons praat oor die volëinding van alles. En ek gee myself so 'n klein bietjie weg hier, ons doen dit gewoonlik eksklusief na gelang van sekere gebeurlikhede. Ons kyk altyd na die eindtyd dinge na gelang van sekere realiteite. Dinge wat plaasvind of dinge wat volgens ons nog moet plaasvind. En ons hele beskouing op die eindtyd is eintlik gebeurlikheidsgebaseer. En dan kom hierdie vers, en Jesus, nie net hier nie, maar elders ook, verwys na homself as die laaste. En my vraag aan die einde gaan wees, en ook aan die begin nou, is of is dit nie 'n beter benadering, of 'n beter perspektief om na eindtyd dinge en dan eindtyd gebeure te kyk vanuit 'n christologiese perspektief. Bedoelende om alles wat ons oor die eindtyd wil weet of verstaan of wil glo of wil leer, binne die bestek van Jesus te verstaan of te plaas nie. Want hy is immers die laaste. Hy is die vervulling van alles, die wêreld in terme van die begin daarvan, die wêreld in terme van die volëinding daarvan, vind hulle kruks in Christus. En soms in gesprekke soos wat ons vanaand en volgende week en die weke wat het met mekaar gaan hê, is die sentraliteit van Jesus eintlik afwesig. 'n Mens sal oor baie van hierdie tipe goed praat, eindtyd dinge praat, sonder om die vraag te vra, maar wat presies het dit met Jesus te doen? En as ons nie daardie vraag vra nie, watter waarde het ons kennis of ons oortuigings of ons geloof in die eindtyd dinge dan vir ons werklik? Dan is ons mos eintlik met niks anders besig as met filosofie nie, ons redeneer en ons argumenteer. Maar dis nie wat ek wil doen nie. Hierdie vers neig ons in 'n ander rigting. Ons moet Jesus gesentreerd kyk. Of ons dan nou praat oor die wederkoms en of ons praat oor dit wat voor die wederkoms moet plaasvind, en of ons dan nou praat oor die laaste oordeel, en of ons dan nou praat oor die opstanding uit die dood, en of ons nou praat oor wat ook al. Ons moet altyd sê, maar in watter opsig vind al hierdie gebeurlikhede betekenis in Christus se persoon en in Christus se werke? En hoe verheerlik hierdie dinge hom in terme van sy verlossingsdoel en intensies? En dalk hoor julle my vanaand nie 100% soos wat julle my moet hoor nie, maar ek wil vir jou sê dat hierdie benadering om vanuit 'n Jesus hoek konstant te kyk na gebeurlikhede in terme van die einde en die waardevolheid daarvan te put uit Christus, verander eintlik die prentjie in die geheel
wanneer dit kom by al die onderwerpe waaroor ons dan nou ook uiteindelik in die volgende paar weke gaan praat. Moenie vergeet nie, ek is die laaste. So die laaste dinge is nie net gebeurlikhede nie. Die laaste dinge is eintlik 'n persoon. En hak aan en hang altyd aan die persoon van Jesus. En daardie beginsel, ons begin nou daar, maar ons gaan ook daar eindig. Ek wil 'n paar inleidende dinge vir julle sê. Eintlik vanaand net 'n bietjie praat en van die probleme uitlig wat 'n mens het wanneer ons nou 'n tema of 'n reeks aanpak soos die een wat ons dan nou vanaand doen. Ek het nou 'n paar inleidende gedagtes met julle gedeel, die belangrike grondslag gedeel, Openbaring 1:4 tot 8 gedeel, vir julle gesê waaroor dit gaan. Maar kom ek sê vir julle of ek waarsku julle. Kom ons noem dit maar net stukkies krapperigheid, waarmee 'n mens altyd eintlik gekonfronteer word in studies of in gesprekke soos hierdie. En sluit ons af later aan die einde en dan volgende week kry ons beter momentum. Ek dink eerstens, as dit kom by die eindtyd, dan loop 'n mens jou altyd vas deur die loop van die eeue heen, deur die al ewige probeerslae en pogings van mense of dan nou individue, jy weet, ten opsigte van voorspellings met verwysing na sekere eindtyd gebeurlikhede. En dan natuurlik baie spesifiek die wederkoms, die tweede koms van die Here Jesus Christus. As ons praat oor waaroor ons vanaand praat en 'n mens kyk terug na die geskiedenis, sien daar's altyd besonderse belangstelling gewees deur mense, Christelike mense, kerke, geleerdes in die laaste dinge. Dit was altyd so en dis nou ook so. Veral met die gebeurlikhede in die wêreld tans, verwysing na die oorlog, Amerika en Iran en alles wat daarmee gepaard gaan. Daar's altyd hierdie, ek wil amper vir jou sê, nuuskierigheid wat geprikkel word deurlopend, was nog nooit anders nie, in terme van eindtyd gebeure en daarmee gepaard hierdie deurlopende, ek wil amper vir jou sê, 'n beheptheid in die Christendom en onder Christene of onder Christenmense, ten opsigte van om te dateer, om eintlik maar die verloop van die geskiedenis te dateer, om eintlik maar te probeer bepaal in watter seisoen is ons nou, wat het alles gebeur, wat moet nog alles gebeur, waar plaas jy ons nou op die tydlyn van die geskiedenis, van die begin tot en met die einde, hoe naby is ons nou al aan die wenstreep, of aan die voltooiing van alles. En daar's eintlik maar deurlopend hierdie frustrasie van mense wat hierdie tipe van onderwerpe op hierdie manier probeer eintlik hanteer. Ek onthou, nie baie lank gelede nie, hier in die 1980s tot en met die 2000s baie spesifiek, dalk net 'n bietjie vroeër of voor dit ook, was daar hierdie beheptheid gewees, net voor die jaar 2000, met spesifieke verwysing, om die datering van die volëinding van die wêreld as te ware vas te maak of vas te pen vanuit hierdie 7000 jaar skepingsbestek. Bedoelende, struikel so 'n bietjie oor my woorde, daar's altyd metodes, maniere, modelle, deur die loop van die eeue was dit nog altyd so, maar ek onthou, hier voor die jaar 2000 was dit algemeen teologiese kringe om eintlik maar te sê dat die wederkoms van Jesus nou gaan plaasvind, gegrond op 'n verstaan van die Bybel, 7000 jaar skepingsbestek. En daarbey bedoel ons dat ouens gegaan het en van mening of van standpunt af uitgegaan het dat die wêreld of die aarde die som totaal van 7000 jaar sal bestaan en die laaste 1000 jaar van hierdie 7000 sal dan nou Jesus se vredesryk op aarde behels, daardie openbaring, die 1000-jarige vrederyk, 7000 jaar bestaan, maar die laaste 1000 jaar sal dan nou Jesus se heerskappy, sy vredesheerskappy op aarde wees, en dan het ons natuurlik nou die wiskunde gaan doen en gesê, goed,
Die aarde bestaan vir 4000 jaar voor die wederkoms van Jesus, dis hoe dit bereken is, en toe is Jesus gebore, en na Jesus se geboorte het daar nou ongeveer 2000 jaar verloop, so dis die 2000 jaar na Jesus se geboorte, plus die 4000 jaar voor Jesus se geboorte, dis die somtotaal van 6000 jaar in die jaar 2000 dan, wat dan nou beteken, nou gaan die wederkoms plaasvind, en dan sal Jesus vir nog 1000 jaar op aarde regeer, en dan gaan alles uiteindelik in vervulling. En dit was 'n baie algemene ding om te hoor in gesprekke oor die eindtyd. Daai beheptheid om te dateer. Nou, soos altyd, sal mense hulle oortuigings op die Bybel grond. Jy gaan nou agterkom hoekom ek hierdie tipe detail met jou deel. Verveel jou dalk wil jy nie verder luister nie, maar ek gaan 'n punt maak uit die voorbeelde uit wat ek tog dink jy ook net saam met my ter harte moet neem. Maar die grondslag vir 'n oortuiging soos hierdie was 2 Petrus 3 vers 8. Nou wonder ek wie van julle onthou wat daar staan. Die Here vertraag nie sy wederkoms nie, by God se 1000 jaar soos een dag, en een dag soos 1000 jaar. En dan maak ons teologiese spronge. Ons doen gimnastiese oefeninge teologies, en ons sê wel, die Here God het die aarde geskep in 7 dae. En Petrus sê, by God se 1000 jaar soos een dag. En hierdie 7 skepingsdae verteenwoordig die somtotaal van die aarde se bestaan, 7 dae, een dag is soos 1000 jaar, dit beteken die aarde sal vir 7000 jaar bestaan. 4 is verby voor Jesus se geboorte, 2000 is verby na Jesus se geboorte. Nou wag ons op sy koms en die begin van hierdie vredesryk. En mense het daardie oortuigings aangehang. Ons baie probleme natuurlik met dit. Nommer 1, ons het 'n historiese probleem, eintlik maar net 'n werklikheidsprobleem. Ons is nou 26 jaar na die jaar 2000. Dis die een ding, en die wederkoms het nie plaasgevind nie, maar los dit, laat staan dit, nie belangrik nie. Kan 'n mens met die Bybel so werk? Nommer 1, waar kry jy die Bybelse grondslag om te sê die skepingsdae verteenwoordig die skepingsbestek in terme van 'n tydlyn? Hoekom sou 'n mens die reg hê om Bybels te sê 7 dae tesame met Petrus se uitspraak moet verstaan word as verwysende na die lengte van die aarde se geskiedkundige bestaan? Ons het nie 'n rede nie, ons het nie 'n Bybelse grond of basis om daai tipe van afleidings te maak nie. Ek dink is duidelik vir jou dalk sommer dadelik as jy na my geluister het. In die konteks van 2 Petrus maak die eksegese of die interpretasie nie sin nie. In Petrus se geval, spotters wat sê Jesus gaan nie kom nie. Daar spotters wat vir die gelowiges sê, weet jy wat, julle glo in wederkoms, soveel tyd het nou al verloop, julle hou aan sê die koms van die Here is naby, kan nie wees nie, hoe lank wil julle nog wag, gaan nie gebeur nie, laat staan, stop, hou op. En Petrus sê vir sy mense, julle kan nie oor hierdie ding so dink nie. Koms van die Here is naby, in die opsig dat God buite die bestek van tyd is. God is nie soos julle nie. God leef nie met die beperking van sekondes, ure, dae, weke, maande en jare nie. Julle moet verstaan, vir hom se 1000 jaar soortgelyk aan 'n dag en 'n dag soortgelyk aan 1000 jaar. Bedoelende vanuit God se perspektief is sy koms deurlopend 'n konstante gegewe wat naby is. Julle moet vir dit gereed wees. God stel nie sy belofte uit nie. Hy leef in 'n ander bestel wat buite die bestek val van tyd as waarin julle leef. Maar tog het goedgelowige, toegewyde Christene in terme van hulle eindtyd oortuiginge sekere dinge aangehang sonder dat daar goeie gronde, geldige, verantwoordelike basis daarvoor was in die Bybel. Ons wil nie in ons gesprekke so fout maak nie. Ons wil nie dit doen nie. Dis 'n
beginselfout, maar dis kerklik algemeen vir mense om in hierdie struik te trap. Hierdie beheptheid met 'n datering of 'n datum. Daar's baie ander voorbeelde. En as julle ooit moeite sou doen om eintlik maar te gaan lees oor hoe mense al probeer het met eindtydinge om te dateer, dan sal julle saam met my gefrustreerd wees. So kort as die jaar 70 na Christus was daar 'n verwagting gewees dat die wederkoms moes gebeur. Want daar was hierdie oortuiging dat dit nou 40 jaar is na die kruisiging van Jesus. As ons veronderstel op 30-jarige ouderdom is die Here Jesus gekruisig, nou daar 40 jaar verloop, die jaar 70 na Christus breek aan en die oortuiging vat pos. Israel het 40 jaar lank in die woestyn geswerf en na 40 jaar is hulle die beloofde land binne en so sal dit met die kerk wees. 40 jaar na die kruisiging sal die kerk op aarde swerf en dan gaan ons die beloofde land ingaan, bedoelende verwag die wederkoms. Hier is die jaartal. En ons weet natuurlik nou dat dit verkeerd was. Dan word dit aangepas. En dan is daar weer hierdie nuwe oortuiging om te sê maar die wederkoms sal in 100 na Christus plaasvind. 100 jaar na Jesus geboorte sal Jesus terugkom. Hoekom? Want dis 70 jaar, die jaar 100 na Christus, 70 jaar na die kruisiging. Gekruisig op 30, 100 na Christus, 70 jaar het verloop en dan val ons terug op die profesie van Daniël. Wat nou verwys en ons sal uiteindelik by dit ook seker 'n bietjie stil staan, maar hy praat van 'n 7 weke tydperk. En dan maak ons hierdie koneksies en interpretasies. Pas ons aan, as ons sien ons is verkeerd. Soos nee, die wederkoms dateer nou op 150 na Christus. Want Daniël profeteer oor 10 konings en 10 tydperke. En in 150 na Christus het die 10de keiser aan bewind gekom. En dan kom die kerk en die gelowiges en sê, nou is die tyd. Jesus se wederkoms gaan nou plaasvind. Hier is die Bybelse basis of die Bybelse gronde. Of jy vind mense soos die Monatiste. Hulle verwag ook die wederkoms 150 na Christus. Hoekom? Want dis nou 120 jaar min of meer na Jesus se kruisiging. En Genesis 6 vers 3 sê dat God die mens 120 jaar gee. 120 jaar plus die 30 jaar wat Jesus op aarde was voor die kruisiging. 150 jaar, die wederkoms sal plaasvind. Ag en ouens, dis net stukkies geskiedenis. Julle is tog nie met hierdie dinge onbekend nie. Daar was 'n voorspelling vir 380 na Christus, op grond van Daniël se week, 3,5 dae, 350 jaar, sal die kerk dan, 3,5 dae, 350 jaar, sal die kerk op aarde bestaan. Jesus is gekruisig op 30, 350 plus 30 is 380, en nou sê ons goed, Jesus gaan terugkom in hierdie tyd. Daar was 'n voorspelling vir 1290 na Christus, bedoelende 1260 jaar na die kruisiging. Want Openbaring 12 vers 6 praat van 1260 dae wat die kerk teen aanvalle van die Satan beskerm sal word. Op 30 is Jesus gekruisig, 1260 jaar moet nou verloop, bedoelende 1290. Dis die jaartal. Dis die jaartal, dan kom Jesus terug op die wolke van die hemel. Op stadium het ons die 6000 jaar datering gehad, bedoelende Jesus is 5500 jaar na die skepping gebore, en nou verloop daar nog 500 jaar, nou is ons presies 6000 jaar na die skepping, en nou verwag ons Jesus se wederkoms. Ag, dis genoeg van dit. 'n Mens hoef mos nou nie aanhou nie. Net 'n maand, 2, 3, 4 terug, het ons hierdie hele boei gehad in die Afrikaans sprekende kerke. Ek het 'n aanbieding oor dit gedoen. Ek sien ons is amper weer daar met 'n bekende sanger. Ons weet van Dani Botha en sy datering ten opsigte van die wegraping tot op die dag toe, en toe vind dit nie plaas nie, en toe moes ons dit aanskuif, want ons werk met die verkeerde kalender, en toe skuif ons dit aan, en toe gebeur dit weer nie, en ek sien onlangs neig hy maar nog steeds weer in daai spesifieke rigting om vanuit gebeurlikhede in die wêreld datums te probeer neerpen, tye te probeer bepaal,
En is een van die frustrasies in gesprekke soos hierdie. Die verstommende onkunde, die onverantwoordelike omgang met die Bybel, mense is opreg hierin, ek dink nie hulle is aspris nie, net vir julle kom sê, ek doen nie hierdie gesprekke of hierdie onderwerp saam met julle om op die einde van die dag op 'n plek te kom waar ons op 'n kalender 'n kruisie trek met verwysing na die wederkoms van die Here Jesus nie. Dis een probleem in eindtydgesprekke. Die plaas van die vinger op die kalender. Daar's 'n ander probleem wat 'n mens ook het deurlopend, en dit is natuurlik hierdie verkeerde verstaan met verwysing na die nabyheid van Jesus se koms as slegs 'n 21ste eeu werklikheid. Nou wonder ek of julle gehoor het wat ek sê. Daar's verskeie tekste in die Nuwe Testament wat verkondig dat die koms van die Here naby is. En ek het al hoeveel keer hierdie ding gesê, maar ek vind tot vandag toe nog dat goeie Christenmense dit verkeerd verstaan en ek hoor dit aan hulle praat. Verskeie Nuwe Testamentiese tekste verwys na die koms van die Here as naby. Die koms van die Here is voor die deur. Nou is daar hierdie verkeerde verstaan van sommige vanuit daai gedeeltes dat die koms van die Here nou in die 21ste eeu vir die eerste keer naby is. Bedoelende mense lees die Bybel asof dit oor die kop geskryf is van al die geslagte Christene wat nog ooit voor ons geleef het, asof daai teksies wat sê Jesus se koms is naby, net vir ons bedoel is, dat daai teksies nou eers in ons tyd waar geraak het. Dit was nie waar voor die tyd nie. Jesus se koms was nie naby in 1980 en in 1920 en in 1901 en in 1850 en in die 1600s. Dit was nie toe, dis nou eers naby. Dit was nie toe naby, dis nou naby. En natuurlik doen hulle dit op grond van wêreldgebeurlikhede en goed wat hulle sien en beleef, tekens van die tye, ek gaan nou nie so dit sê, maar ons wil ook nie daai fout maak nie. Mense moet verstaan dat die teksies wat jy in die Bybel lees, wat so duidelik sê, koms van die Here is naby. Dit was geskryf 50 tot 90 na Christus. Daai uitsprake wat sê die koms van die Here is naby, is gemaak amper 2000 jaar terug. Het Paulus, Petrus en Jakobus dit gesê. En toe hulle dit 2000 jaar terug gesê het, was dit al waar. Sien, nou eers waar nie. Dit was toe al waar, as Paulus vir die Korintiër kerk sê, die tyd is kort, in 1 Korintiërs 7 vers 29. En as Jakobus dan in sy 5de hoofstuk sê, die regter staan voor die deur. En as Petrus in hoofstuk 4 vers 7 sê, die einde van alle dinge is naby, dan moet die mense onthou, hulle het dit toe al gesê, en dit was toe al ook waar. So ons kaap amper die naby aspek van Jesus se koms, wat in die Bybel, in die Nuwe Testament, 'n deurlopende gegee is. Jesus se koms was naby, dis deurlopend naby, dis nou naby, en dit sal altyd naby wees, as mens die eindtyd reg verstaan. Ons kaap dit amper. Sê nee, die koms van Jesus was nie daai tyd naby nie, dis nou in ons tyd, nou. Dis nou eers naby. En ek dink, is ook 'n slaggat om eintlik te vermy, want jy vervlou die waarde van 'n leerstelling soos die deurlopende nabyheid van Jesus se wederkoms, as jy dit reserveer of beperk tot 'n sekere eeu. Nee. Asof jy dan vir Petrus en vir Paulus en vir Jakobus wil sê, toe julle hierdie dinge gesê het,
was dit nie waar vir die ouens vir wie julle geskryf het toe destyds nie. Is nou eers waar. Julle het dit eintlik nie vir hulle geskryf nie, julle het dit eintlik net vir ons geskryf, ons wat nou leef, hier in 2026. So julle moet nou vir hierdie ding saam met my oppas. Hierdie frustrasie van datums, en dan hierdie frustrasie om die nabyheid van Jesus se koms eintlik maar te beperk tot ons era. Want die apostels doen dit nie. Daar's nog 'n probleem of 'n slaggat, gevaar, en dis dalk hier waar ons van mekaar mag verskil, maar dit het ook te doen met die betekenis of dan nou die verstaan van wat ons nou in hierdie gesprekke leer ken as die tekens van die tye. So is weer eens daai geneigtheid om algemene wêreldverskynsels op 'n tydlyn te probeer vasspen en dan merkies te maak en te sê Jesus het na die eindtyd verwys en gesê hierdie is die tipe goed wat in die eindtyd sal gebeur, en dan probeer ons nou die lysie afmerk en sê goed, op grond van die hoeveelheid regmerkies kan ons nou sê Jesus gaan kom, want ons het nou amper al die dinge gemerk. Ons moet vir dit net oppas. Ek gaan regtig in detail aandag gee aan die tekens van die tye, hoe mense dit ook moet verstaan, want moet immers onthou, dis vir Jesus se disippels gesê, hy het daar met mense gestaan en praat 2000 jaar terug, hy het vir hulle gesê, julle gaan hierdie goed sien, julle gaan hierdie gerugte hoor. Julle moet dit verstaan. Paulus het al vir Timoteus dit gesê, in Timoteus se leeftyd moes hy al op hierdie einste dinge let. Maar daar's hierdie verkeerde gebruik, aanwending van die tekens van die tye om eintlik 'n tipe van 'n tydlyn bepaling te maak. En ek weet nie of dit die bedoeling van die Here is nie. Ek vra net hierdie vraag, was die tekens van die tye bedoel as gegevens waar volgens 'n wederkomsvoorspelling gemaak moet word, of was dit gegee om te verseker dat daar altyd by ons 'n wederkomsgereedheid sal wees? Dit is maar die vraag, né? Vraag gou weer, dink julle die tekens van die tye is deur God bedoel sodat ons die wederkoms daarmee kan voorspel, of is dit deur die Here bedoel sodat ons na gelang daarvan, as ons die dinge sien, seker kan maak dat ons gereed is vir sy koms? Ek dink nou maar net vinnig aan een ding, mooi voorbeeld, praktiese voorbeeld. As 'n teologie student het ons 'n debat oor die ding destyds gehad, dis nou baie jare terug, en ek onthou een van die sterkste argumente wat een gegewe individu aangevoer het vir die feit dat ons nou eers kwalifiseer vir die eindtyd is die terugkeer van die Jode na Palestina of na Israel of na Jerusalem. En dit dan nou gebruik het as 'n argument om te sê die koms van die Here is naby, want die Bybel sien die terugkeer van die volk na die land as 'n teken van die eindtyd, en nou in 1945 is 'n deel van die Jode terug, en dit het nou al hoe meer gebeur. So ons het sedert 1945 in die eindtyd inbeweeg. Want dis eers toe die geskiedenis aan die beweeg gekom het. Nou ek wil nie hier met jou stry nie, maar ek wonder net, hoe sou Petrus en Paulus en Jakobus daardie interpretasie van jou waardeer, asof 'n mens dan eintlik vir die kerk van Jesus moet sê en kon sê en kan sê, julle kan nie preek en verkondig dat Jesus se koms naby is nie, voor 1945 nie. Ons moet eers wag tot hierdie gebeurlikheid plaasvind. As dit plaasvind, kan ons sê die koms van die Here is naby. Hoe sou 'n mens dit versoen met die apostels, wat dan vir die gemeentes destyds toe al in die eerste eeu geskryf het, julle moet gereg wees en gereed wees, na die mate toe dat die ouens in Thessalonika die wederkoms so verwag het, dat hulle eintlik hulle betrekkinge bedank het. En Paulus vir hulle moet sê, ouens, julle kan nie by die huis sit en niks doen nie. As jy nie werk nie, kan jy nie eet nie, en as jy nie werk nie, is jy slegter, skuis, as 'n heiden. Maar wat het gebeur? Hulle sit by die huis. Hoekom? Wat is die nut om te werk?
Jesus kom nou terug. Môre of oormôre is die wederkoms daar. Ek gaan nie werk nie. Gaan net by die huis wag. Enige dag nou. Môre, oormôre, miskien net volgende week Vrydag, dan is dit die volëinding van die wêreld. Nou Petrus of Paulus sê vir hulle nie, julle kan nie met daai ingesteldheid leef nie, of hy sê nie eers vir hulle ouens, julle moet maar gaan werk want die volk is nog nie waar die volk moet wees, geskiedkundig gewys. So dis net iets, moet nou nie op my voorbeeld vashak nie, maar vat nou maar die beginsel van wat ek vir jou sê. Oppas nou vir die interpretasie van die tekens van die tye. Die ander ding wat ons laat struikel is net vandag noem ons tyd raak min die opstanding van die liggaam. Daar's groot verwardheid hier in terme van die eindtydgesprekke. Julle sal dit saam met my vra as ons by daai onderwerp kom. Ons het al daaroor gepraat. Wat van mense wat gesterf het in die lug, wat van mense wat gesterf het in die see, wat van mense wat gesterf het in die veld, natuurrampe, wat van die wetenskap wat sê dat 'n mens se liggaam uit verskillende selle bestaan en hierdie selle homself eintlik vervang, wat dan nou beteken, is 'n deurlopende proses. Elke sekere hoeveelheid jaar het jy eintlik 'n nuwe liggaam, dan al die selle, die totale miljoene, biljoene daarvan, hulle self heeltemal vernuwe. So hoe werk hierdie kwessie eintlik nou? So daai gesprek maak eintlik aangeleenthede vir mense moeilik. Die oordeel van God, die finale oordeel, en hoe dit gaan wees en wat dit gaan wees, die verstaan van die ewige hel, as 'n fisiese plek, letterlike plek, die afwesigheid of die teenwoordigheid van God daar, die Satan, die duiwel, en hierdie week net geluister na 'n preek, val vreemd op my oor, om te sê die hel en die poel van vuur is eintlik twee verskillende plekke. Die een is vir die Satan, en die demone bedoel, en die ander vir die ongelowiges. Ek het dit gehoor, ek gaan nie nou oor dit uitspreek nie, maar jy sien wat gebeur, nee. Hier's 'n klompie goed betrokke in 'n gesprek oor eindtyd dinge. Maar ek wil nou eindig waar ek begin het. En as julle net vanaand, liewe gemeente, hierdie beginsel wat ek vir julle gee vat, nee, dan wil ek vir julle vra, of dit nie vir julle help nie. En ek wil julle moet my help dat ons nie van dit afwyk nie, nee. So as hierdie studio nou verveel het, luister gou vir nou. Ons is klaar, maar luister, die belangrikste deel is nou hier aan die einde. Ek is van mening dat ons in elke liewe ander aspek van ons geloof, nee, 'n Christus gesentreerde benadering het in ons verstaan daarvan. As ons oor God praat en oor ons verstaan van God en oor wie God is, dan doen ons dit Jesus gesentreerd. Hy het ons nou immers gesê, wie my gesien het, die Vader gesien. As ons oor verlossing praat en ons wil God se verlossingswerke verstaan, ons verlossingsbeskouing, dan doen ons dit ook Jesus gesentreerd. Wie is Jesus? Wat kom doen hy in sy persoon en in sy werke? Elke liewe deel van ons Christelike geloof is ons vertrekpunt 'n Christus gesentreerde vertrekpunt. Ons kyk na elke aspek van wie ons is en wat ons glo vanuit 'n Jesus gesentreerde en gebaseerde standpunt. Maar as dit kom by die eindtyd, dan selfs die kerkbeskouing, julle is die liggaam van Christus. Ons verstaan ons plek op aarde en ons roeping op aarde vanuit die persoon van Jesus. Hy is die hoof en ons is die liggaam. Maar goed, as dit by die eindtyd dinge kom, dan is dit my vreemd. Ons verstaan die eindtyd en benader die eindtyd na aanleiding van gebeure, in steede daarvan om dit te benader na aanleiding van 'n persoon. Ons moenie oor die eindtyd praat as die laaste
as die laaste dinge nie. Moet ons nie oor die eindtyd veel eerder praat as die laaste een nie. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin. Ek is die einde. Die eindtyd is nie gebeure nie. Die eindtyd is 'n persoon. Jesus is die laaste. En vanuit daardie invalshoek, Jesus die laaste, moet ons die skepping verstaan, ons moet God verstaan, ons moet ons verlossing verstaan, en ons moet die volëinding van alles verstaan. Nou vanaand kan jy nie al die stukkies van die legkaart bymekaar bring nie, ek weet. Maar ek glo, ek sal vir jou kan wys hoe dat die persoon van Christus 'n vars invalshoek gee, nuwe begrip verleen, nuwe verstaan verskaf van aangeleenthede wat dan nou gepaard gaan met die eindtyd. Maak nou dit vas in jou hart vanaand, die goed waaroor ons gepraat het. Maak die beginsel vas, meer as enigiets anders, en wees geseënd saam met my in die hantering van hierdie kwessies wat ons dan nou gaan aanspreek onder die sambreel van Jesus as die laaste. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir 'n kans en 'n geleentheid en 'n oomblik van wees. Mag daar dan vir ons in hierdie middag of in hierdie aand, mag daar vir ons 'n stukkie besonderse insig wees. As ons dan nou vir 'n week of 2 of 3 gaan praat, ook oor die volëinding van alles, maar vanuit die vastigheid van Jesus as die laaste, en dat alle dinge met verwysing na die laaste dinge in hom stand hou. En sodoende sal hy ook in ons verstaan van die eindtyd meer word en ons ook minder. Amen. My geliefde gemeente, ek groet vir nou. Dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy geluister het. Mooi aand en 'n geseënde aand vir julle ouens. Tata.